Pretoria FM. Jou insiggewende geselskap. Goeienaand en baie welkom by nog 'n opwindende uitsending van ons program Ek Wil Weet. Nou dis die program waar ons graag jou vrae beantwoord oor alles wat te doen het met natuur, wetenskap en ook tegnologie. My naam is Pinaar Logner en ons het elke week 2 kenners. Vanaand het ons 1 kenner wat baie gretig is om jou vrae te beantwoord. Die vrae wat jy natuurlik vir ons ingestuur het. Kom ons gee sommer vir jou nou daardie e-posadres en dit is ekwilweet@pretoriafm.co.za. Ek wil weet by pretoriafm.co.za. Nou goed, ons gaan vanaand jou vrae beantwoord wat spesifiek gaan oor die fascinerende onderwerp van die buitenste ruim. Daar's baie vrae wat gevra word, daar's baie dinge wat gebeur en daarvoor het ons vir Dr. Roan Steyn genooi om vanaand jou vrae te beantwoord. Hy's 'n gereelde deelnemer aan hierdie program en Dr. Steyn is 'n senior dosent by die Sentrum vir Ruimtenavorsing verbonde aan die Noordwes Universiteit. Hy het gesê dat ons mag hom Roan noem en wat ook spesiaal is, hy is vanaand in die ateljee. Roan, welkom, dis lekker om jou nou so van aangesig tot aangesig te sien, man. Vreeslik dankie, Pinaar, dit is baie lekker om in die ateljee te wees. Dit is nou die eerste keer dat ek en jy so oor mekaar kan lekker kuier en dit is vreeslik lekker om vanaand hier so te wees. Dankie vir die uitnodiging, ek is nogal opgewonde om van hierdie baie interessante vrae wat julle gekry het te antwoord vanaand. Tot die beste van my vermoë moet 'n mens nou by sê. Ja, nee maar kyk, ons luisteraars is baie gretig om deel te neem, soos jy seker al agtergekom. Ja, dit is vir my baie goeie nuus. Dit is altyd lekker want dit maak vir goeie vrae en hier is definitief 'n paar goeie vrae wat ek dink baie opwindend is. Ons is bly om dit te hoor. So met ander woorde, die luisteraars kan hulle self gereed maak vir 'n astronomiese program vanaand, nê? Nee. Absoluut, Pinaar, ek kon dit nie beter self gesê het nie. Nou ja, kom ons kyk dan sommer dadelik na die eerste vraag. En dit is, 'n mens kan aanneem 'n vraag wat veral in die ruimtegemeenskap, mense is ontsettend opgewonde daaroor. Daar's ook baie dinge rondom dit. En dit is Koenraad wat gevra het of wat wil weet, wat het van die projek geword om 'n menskolonie op Mars te vestig? Ja, Pinaar en Koenraad, dis 'n goeie vraag en dis 'n belangrike vraag om by uit te kom. So ek dink wat Koenraad 10 na verwys is die Mars One projek. Die Mars One projek was 'n Nederlandse maatskappy, klein Nederlandse maatskappy wat gesê het dat hulle wil fondse bymekaar maak en dis 'n privaat maatskappy moet mense nou by sê. Hulle wil fondse bymekaar maak om dan nou die eerste kolonie op Mars te gaan vestig. Wat basies gebeur het daar is dat dit het platgeval. Ek dink die kort en die lank antwoord daarvan is, maar dit het platgeval ongelukkig. Juis as gevolg van die feit dat Mars One het heeltemal net hulle kon net werk met privaat befondsing. En die wetenskaplike gemeenskap het eintlik maar op daai stadium geweet as gevolg van hulle befondsingsmodel dat hierdie eintlik maar 'n groot kom ons sê 'n bewusmakingsstrategie was. Daar was geen regte wetenskap gewees om mense werklik op Mars. Dus ek weet hulle het 'n hele proses gehad waar hulle mense gekies het en mense is gekies en gekeer en mense die rond is gegaan en so aan. Maar dit was alles deel van die bemarking van die bewusmaking van Mars en dat ons mense op Mars wil sit. Ek dink Mars One bestaan nie meer nie, die projek bestaan nie meer nie, en as ek reg kan onthou, was daar 'n groot onus ook op die mense wat gekies is om Mars toe te gaan, om ook befondsing bymekaar te maak, na maatskappye toe te gaan en privaat befondsing te kry, wat natuurlik nou nie gewerk het nie, want jy het 'n astronomiese bedrag nodig. Die ander probleem die ander uitdaging met die Mars One projek was dat dit was 'n projek wat, soos hulle in Engels sê, dit was 'n one-way ticket gewees. Hulle sou nie teruggekom het nie. En baie mense is verbaas om te hoor dat 'n ruimteagentskap is ook maar net 'n werkgewer, soos enige ander werkgewer. En as jy in diens is van die werkgewer, en jy kom iets oor, want hulle is verantwoordelik vir jou veiligheid, hulle is verantwoordelik vir jou welstand, en daar is groot probleme wanneer jy aan diens beseer word of aan diens iets sou oorkom. En dieselfde reëls geld maar vir daai maatskappy ook. Daar was geen wettige manier vir hulle om hulle werknemers iewers heen te stuur en te weet
dat hulle kom nooit terug nie. Wat per implikasie beteken dit hulle gaan daar sterf op daai planeet. So daar's geen manier om dit regtig te doen nie. Selfs al teken jy jou eie regte weg wat sê dat ek is bereid om dit te doen, geen maatskappy sal dit oorleef om dit onder hulle naam te doen nie. So wat nou oorbly is maar jou nasionale ruimteagentskappe, weet lande se ruimteagentskappe soos ESA en NASA, wat dan nou uit belastingbetaler geld die hele Mars projek sal loop. Ja, maar dink jy daar is tog nog kans dat mense daar op die rooi planeet eendag sal kan gaan woon? Ja, ek dink daar is definitief 'n kans. Daar is definitief hoop. Mense kan 'n vreeslike lang debat hê of dit nou, weet, is dit wat mense behoort te doen, moet 'n mens nie, kan 'n mens so aan. Ek dink tegnies is daar 'n paar is meeste van die uitdagings al uitgesorteer. Daar is wel die een uitdaging wat altyd vir my soos 'n doring in my vlees is, want ek gee baie klas daaroor, is die bestralingsgevaar. Die oomblik wanneer 'n mens die magneetveld van die aarde verlaat, dan word jy deur die son bestraal. En dit is duisende ekstrale wat jy in 'n kwessie van 'n week gaan kry. En as mens dink, vat jou 9 maande soontoe, jy wil vir 3-4 maande bly op die planeet, jy kom vir 9 maande terug. Jy weet, ons praat hier van 'n 2-2,5 jaar projek waar jy aan die buitekant van die magneetveld is van die aarde. En daar is nog nie regtig werklike praktiese oplossings vir daardie bestralingsprobleem nie. Yeah. So ek dink die res van die goeders is al uitgesorteer. Ons het al nabootsings op die aarde gehad. Mense is al vir meer as 'n jaar in 'n kapsule opgesluit om te kyk of hulle kan saamwerk met net dit wat hulle het. Die internasionale ruimtestasie is daar wat ons al ons weet hoe lyk dit wanneer iemand vir meer as 'n jaar lank om die aarde wentel in mikrogravitasie. Die groot ding is nou moet al daai komponente net bymekaar gesit word. Maar ek is nou te jonk om die maanlanding te kon sien. Maar dit sal nogal vir my verruklik wees om eendag die Marslanding te kan sien. Ja, dit moet baie besonder wees, maar ja, kom ons hoop dat daar eendag wel so iets gaan gebeur. Ja. En dit bly 'n groot, daar's baie uitdagings. Daar is baie uitdagings, maar net soos die maanlanding was daar baie uitdagings gewees. En ons weet as 'n mensdom kan ons dit tegnies regkry. Ja, so kom ons hou dit maar dop vir in die toekoms. Dan sê Koenraad, baie dankie. Ons sê ook maar altyd, ons glo dat die luisteraars wat die vrae vra, daarom ook nou self die antwoorde kon hoor en dat hulle ook vanaand self ingeskakel is. Jean-Drey, hier is jou vraag. Dis jou groot oomblik. Vraag nommer 2 en dit is: hoe het ruimterobotte en kunsmatige intelligensie die manier waarop ons die ruimte verken verander? Ja, so ruimterobotte maak dit verskriklik maklik om vir langtermyn observasies te neem op 'n planeet. So kom ons vat nou maar Mars weer as 'n voorbeeld. So al hierdie ruimterobotte wat ons Mars toe gestuur het, die Mars rovers, die Perseverance en Curiosity en so aan. Juis omdat dit nie mense betrokke is nie, bedoel daar's nie 'n mens saam met hulle na die planeet toe, het hulle net krag nodig. Hulle het net sonkrag nodig en hulle het hulle sonpanele daar en hulle kry hulle krag en hulle doen hulle navorsing en hulle doen hulle observasies daarso. En daai ruimterobotte maak dit 'n mens vir jare en jare en jare aan een data bymekaar kan maak. So ons as mens enigstens kan, sal mens eerder 'n robot stuur as wat 'n mens sou stuur. Kunsmatige intelligensie het gemaak dat so nou moet dit pas eintlik baie mooi in, is 'n baie goeie vraag. Is dat omdat ons hierdie jare en jare se data het, is daar nie 'n manier vir selfs die slimste rekenaars in die wêreld om alles te ontgin nie. Want ons het so baie data en gewoonlik gaan kyk ons na die soos in Engels hulle praat van die golden nuggets. Ons gaan kyk spesifiek na die goed in die data waarna ons wil kyk. En dan sien ons goeders of ons sien partykeer nie goeders nie. Maar ons het so baie data wat onverwerk is. En dis waar kunsmatige intelligensie en masjienleer inkom. Is waar 'n mens dan vir die kunsmatige intelligensie al die terabytes en terabytes en terabytes van data gee en met die algoritmes kan die kunsmatige intelligensie vir jou tendense uitwys en sê maar hierdie stuk van die data lyk asof iets interessant is waar dit sal jou jare geneem het om per ongeluk oor daai stukkie goud te gestrompel het, as mens dit so kan stel. So die twee bymekaar saam, die feit dat ons so baie data het, om die SKA as 'n voorbeeld te gebruik, die Square Kilometer Array is natuurlik hierdie groot teleskoop
matrix in die Karoo en ek was deel van 'n projek gewees waar ons 'n observasie geneem het en as ek reg kan onthou, ek kan nie onthou hoe lank die observasie was nie, maar dit was nie lank nie, Pienaar. Ek verbeel my dit was so 2 of 3 ure observasie en dit was 15 terabyte se data. So net om daai af te breek in koubare stukke vat ongelooflik lank. So kunsmatige intelligensie help geweldig baie daarmee om dit in meer koubare stukke te maak. En vir jou, dis waar die intelligensie gedeelte vandaan kom, is om vir jou te wys maar waar in die data moet jy spesifiek gaan kyk, want dit lyk asof daar iets interessants aan die gang is. Ja, so die tegnologie maak dit ook maar weer eens baie makliker. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Dit is en alles het mos maar 'n positiewe kant en 'n negatiewe kant, en met die navorsing probeer mens altyd maar die positiewe gedeelte van tegnologie gebruik om soveel as moontlik uit te kry met die tyd wat jy het. Dis verseker. Baie dankie vir jou antwoord daarso, Roan. Die volgende vraag wat ingestuur is deur Karlien. En jy sien hier kom SpaceX nou weer ter sprake. Ja, ons het geweet iewers gaan ons die naam SpaceX hoor, maar hoe dan nou anders? Karlien se vraag is: hoe belangrik is private maatskappye so SpaceX vir die toekoms van ruimteverkenning? Is 'n lekker vraag. Dis 'n baie lekker vraag, Karlien, om dit sommer vinnig en reguit te antwoord. Dit is uiters belangrik. Privaat maatskappye soos SpaceX en Virgin Galactic en ons ander een Blue Horizon of Blue Origin, ek kan nie nou dadelik sy naam onthou nie, maar hierdie privaat ruimtemaatskappye is uiters belangrik, want kompetisie dryf innovasie. So as jy net NASA het wat amper 'n monopolie het op die ruimte verkenning, dan gaan alles gebeur volgens hulle tydlyn en volgens hulle begrotings en volgens wat hulle aandeelhouers wil hê hulle moet doen. Waar as jy 'n kompetisie het, dan dryf dit innovasie. Dit dryf oor wie gaan die eerste wees. Een van die grootste redes hoekom ons die maanlanding gehad het, is omdat daar juis kompetisie was tussen die Russe en die Amerikaners. Presies. En dit is hoekom, as daar nie daai kompetisie was nie, sou hulle nie noodwendig gedink het is so belangrik om maan toe te gaan nie. Maar, en ons is nou eintlik maar net in 'n modern space age, as mens dit so kan stel. 'n space race, ekskuus. So dit beteken dat al hierdie maatskappye dryf hulle eie agenda, en dit maak dat iemand soos NASA, wat eintlik maar 'n vertakking is van die Amerikaanse regering en ook maar 'n federale begroting het en jy weet hulle befondsing kom van belastingbetalers af ensovoorts, maak dat hulle kan ook nie alles doen wat hulle sou wou doen tegnies nie. Maar as jy 'n privaat maatskappy het wat net 10 aandeelhouers het, wat besluit wel, kom ons gaan Mars toe. Weet hoekom nie? Dis die 10 van ons moet besluit of ons Mars toe gaan of nie. Dit is en dit maak dat NASA dan 'n bietjie regop sit en sê, okay, wag. Dit gaan nou sleg lyk as hierdie ouens eers Mars toe gaan. Kom ons kyk wat ons kan doen. So dit dryf innovasie en dit dryf 'n privaat maatskappy kan 'n klein bietjie meer risiko neem. NASA het verskriklike streng reëls oor wat se tegnologie verantwoordelik kan wees vir mense se lewens. En dis natuurlik baie goed. Ons wil dit so hê. Dit maak net dat die ratte van innovasie draai baie stadig, want so goeie bemarkingsdepartement wat NASA het. En almal weet waar NASA is. NASA se logo is op elke hemp waar jy kyk. Tegnies is dit nog steeds 'n regeringsorganisasie. So die tegnologie is nie so vernuwe soos wat baie mense dink nie. Waar as jy jou privaat maatskappye het wat nie bang is om bietjie die grense bietjie te druk nie, dan sou NASA die norm gewees het. Mense wil nie eintlik hê NASA moet die norm wees nie. So hierdie privaat maatskappy, en as mense ook kyk, SpaceX werk saam met NASA. En dit is natuurlik ook wat 'n mens graag wil hê, is dat hulle moenie in so straf kompetisie met mekaar wees dat hulle mekaar ondermyn nie. Mense wil eintlik daai samewerking sien. So ek dink dit is wonderlik en dit is presies wat moet gebeur op hierdie oomblik. Ja, 'n mens sal nou juist dink dat iemand soos Elon Musk, wat jy's 'n entrepreneur is, hy's gewoon daaraan om te waag. Jy weet, hy sal kansse vat. Ja, absoluut. Hy sal waag met baie geld en hy het 'n klomp befondsing. Weet, hy het natuurlik nou X
wat nou die vorige Twitter was, wat nou so, hy het 'n klomp potte wat geld maak, en wat beteken dat hulle kan SpaceX aan die gang hou weer. En natuurlik NASA is een van SpaceX se kliënte. So NASA befonds eintlik SpaceX se innovasie, wat eintlik die perfekte entrepreneur strategie seker is. Definitief. Baie dankie vir jou vraag weer eens, Karlien. Dit is aan Pretoria FM waarna jy op die oomblik luister. Ons gas Dr. Roan Steyn wat nou vanaand sommer hier by ons in die ateljee is en ons beantwoord graag jou vrae oor die buitenste ruim. Nou jy sien, hier is ons nou weer terug oor die ding van, of die onderwerp van buiteaardse lewe. En dit is Joshua wat wil weet, hoe sal ons weet of ons werklik buiteaardse lewe ontdek het? Hoe weet 'n mens dit? Well, Joshua, skus, maak nie saak nie, ons hoop jy verstaan ons hart. Dit is 'n moeilike vraag om te antwoord, maar is so 'n belangrike vraag om te vra. Want ons spandeer as 'n mensdom, as ek nou sê ons, dan verwys ek nou as 'n mensdom, spandeer ons so baie geld om te kyk of daar dalk lewe op 'n ander planeet is. En nou is die vraag, waarvoor soek ons? En dit maak nie sin om te soek vir die lewe presies soos wat ons dit ken nie. Nou, astrobiologie is 'n baie interessante veld in fisika, waar baie van die wetenskappe bymekaar kom. Dit is nou waar geologie en chemie en ingenieurswese en biologie en microbiologie alles bymekaar kom om lewe te probeer definieer, om te kyk wat is lewe. Nou, ekskuus, wat nou gebeur is, ek gaan nou al die handboeke want ek het dit as 'n module gehad, toe ek my nagraadse studies gedoen het, het was 'n baie interessante module gewees, maar as 'n mens nou net die kern daarvan vat, wat is lewe, dan is dit waar daar water is. Daar waar daar water is, daar is lewe. So ons kan al die ander goeders uitskakel en dit is ons mensdomse strategie. As ons gaan soek lewe, waar daar water was. As ons kyk na die geologie van Mars, dan weet ons daar was water gewees miljarde jare terug. En dit is nou presies daar waar hulle ook dan nou hierdie moontlike gefossiliseerde mikrobes omlangs gekry het, wat nou besig is om deur vreeslik baie toetse te gaan, om te kyk, is dit nou wel, want hulle het 'n rots op Mars gekry, wat soos 'n luiperdkolle op het, en dit lyk asof dit dalk iets kan wees. Ons soek iets soos 'n amoeba, jy weet, ons soek iets soos 'n kiem, jy weet, iets soos 'n virus, iets soos 'n, jy weet, ons verwag nie dat dit 'n volledige spesies gaan wees wat soos ons lyk nie. Jy weet, ons kyk maar altyd na die fundamenteelste deeltjie van die lewe. Yeah. Maar dis 'n baie daar's so baie meer wat 'n mens kan sê daaroor. Maar op hierdie stadium spits ons fokus op lewe soos wat ons dit ken, maar die mees fundamenteelste deel daarvan, en ons gaan soek spesifiek daar waar daar water is, of water was. Ja. En dit is maar 'n proses wat maar net aanhou die hele tyd, mense wat maar aanhou soek. Ja, absoluut. As ons kyk na die rovers wat op die oomblik op Mars is, hulle is ook maar altyd elke stukkie rots, elke stukkie sand, is hulle besig om een of ander analise op te doen. Ons het, as ons terug gaan maan toe, daar's gevriesde water onder die oppervlak van die maan. Ons is baie geïnteresseerd om daai gevriesde water te gaan analiseer, om te sien of daar nie dalk iets vasgevries is daar nie. Astrobiologie is geweldig interessant. Ek weet daar is partykeer mense wat nogal sensitief is daaroor wanneer mense oor buiteaardse lewe praat, maar ek dink van 'n streng wetenskaplike oogpunt, dink ek is dit belangrik dat ons almal moet besef dat daar's geen wetenskaplike reël wat sê dat daar mag nie enige ander lewe in die heelal wees nie. Ja. Daar is nie so reël nie, en omdat daar nie so reël is nie, sal 'n mens wetenskaplik altyd maar kyk daarvoor. Ja, definitief, maar dis nou ook 'n gesprek vir 'n ander aand wat ons nou weer verder sal vat, dis al meer tyd is. Goed, kom ons beweeg aan. Hier is 'n vraag wat ingestuur is, Elsie Kutse. Dit is dan nou die 5de vraag, en Roan, sy wil graag weet, wat is die grootste vraagstuk in die sterrekunde wat nog onopgelos is? Elsie, daar is eintlik nog so baie wat onopgelos is. Ons weet maar nog bitter min. Ek hou daarvan om vir mense te sê dat wanneer ons 'n verduideliking gee, weet ons sogenaamde kenners nou, 'n verduideliking gee, moet die publiek altyd verstaan, en ons self moet ook net altyd verstaan. Dit is die beste model wat ons op die oomblik het. Ons het nie die
antwoord en ons kommunikeer dit met mense nie. Dis glad nie hoe dit werk nie. Dis maar net die beste model met al die inligting wat ons op die oomblik tot ons beskikking het. Die grootste vraagstuk, dis 'n baie subjektiewe ek gaan 'n baie subjektiewe antwoord gee, want ek dink dit is die grootste vraagstuk in my navorsing. So ek is 'n sonfisikus. So ek bestudeer die binnekant van die son, hoe die son al sy energie opwek, wat die effek is van die son op die aarde, nie hitte gewys nie, meer sy magneetveld en al die uitbarstings op die son, ensovoorts. So ek is geïnteresseerd daarin. Nou, een van die interessantste dinge, Pienaar, is dat die son se oppervlak is so 5000 grade Celsius. Nou as jy dink 5000 grade Celsius en jy dink 'n son, 'n ster, dis nie baie warm nie. Ek bedoel 5000 grade Celsius, ek is seker as ons baie hard probeer kom ons iewers 'n oond kry wat ons dit kan opkry tot by 5000 grade Celsius. So die oppervlak van die son is eintlik redelik koud, maar die atmosfeer van die son, so die oppervlak van die son noem ons die fotosfeer, en dan het ons die atmosfeer van die son wat ons die kromosfeer noem. En die kromosfeer van die son is 6 miljoen grade Celsius. Nou, en dan die korona is die boonste gedeelte van die atmosfeer van die son. Dis 6 miljoen grade Celsius. En daar's baie verskillende modelle, maar nie een van die modelle verduidelik dit regtig op 'n manier sodat jy kan rustig slaap nie. Die groot vraag is, hoekom is die atmosfeer van die son soveel warmer as die oppervlak van die son, as die energie se opwekkingsmeganisme binne in die son is? So hoekom is daar want die binnekant van die son is warm, die oppervlak van die son is koud, en dan ewe skielik is die atmosfeer van die son weer warm. So dit is 'n baie interessante vraag. In Engels noem hulle dit the coronal heating problem. En daar's baie modelle wat beweer hulle dit opgelos. Maar nie een van hulle is van so aard dat 'n mens regtig kan sê okay, 1 + 1 is 2 nie. Ja, dis asof die somme maak, die somme klop nie. Ja, daar's te veel aannames, is so amper soos die kloutjie wil nie by die oor uitkom nie. Daar's iets is nie lekker nie. So ek dink van my navorsing, so ek sê dis een van die grootste vraagstukke wat ek dink ons nog baie aan moet werk. Son is 'n moeilike ding baie keer om te bestudeer, want jy kan nie na hom toe gaan nie. Nee. En jy kan ook nie naby kom nie. Jy moet hom so van 'n afstand af, moet jy soveel inligting kry, soveel as moontlik. Nee, dit is 'n baie interessante voorbeeld wat jy nou genoem het, Roan, en ook die verskille in temperatuur dan tussen die oppervlak en die atmosfeer. Ja, dit is verregaande. Absoluut, maar ja, ons hou dit dop en baie dankie vir daardie interessante antwoord ook. Lyk my ons het nog tyd vir een laaste vraag. Kom ons kyk, dalk 2. Hierdie volgende vraag is Anton wat hierdie vraag ingestuur het. En hy wil weet of verduidelik asseblief waarom Pluto nie meer as 'n planeet beskou word nie. Dit is 'n baie goeie vraag. Dit is 'n vraag wat mense 'n paar keer kry. Kortliks die internasionale astronomiese gemeenskap, of in Engels praat ons van International Astronomical Union, het in 2006 gestem daaroor en hulle het gesê Pluto is dan nou nie meer 'n planeet nie. Hy is nou afgegradeer na 'n dwergplaneet toe. En die groot rede daarvoor is dat daar's vreeslike tegniese goeders, maar ek dink 3 kort redes. Die eerste rede is dat met die geboorte van ons sonnestelsel, soos wat ons dink die sonnestelsel dan nou tot stand gekom het, is dat was 'n groot ontploffing gewees en al die swaarder materiaal is in die binnedeel van die sonnestelsel gebly, en dis waar ons dan nou die soliede planete vandaan kry. So Mercurius, Venus, Aarde, Mars. Dit is die soliede planete. Al die ligter elemente is verder weggeblaas, en dit is wanneer ons nou, en dit is hoekom ons dan nou Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus aan die buitewyke van ons sonnestelsel kry. En dan heel ander kant, die heel laaste ding in ons sonnestelsel is dan Pluto, en hy is weer 'n soliede planeet. So nou is dit so 'n bietjie van nou laat jy jou kop 'n bietjie krap oor, okay, was hy oorspronklik nog heeltyd deel van ons sonnestelsel gewees? Was hy deel van die geboorte van die sonnestelsel? Wat is dit? En wat ons nou eintlik nou maar dink is dat hy was teen 'n planeet wat ons noem hulle in Engels ons wandering planets. Dit is hulle gaan net maar so deur die ruimte, en ons dink dat ons son se gravitasieveld het vir Pluto gevang. Na die totstandbring van ons sonnestelsel. So Pluto is iewers anders gebore, en hy het deurgekom en hy's gevang deur ons sonnestelsel. En dis hoekom ons dink hy is nie deel van die geboorte van die sonnestelsel nie, wat beteken dat hy is nou tegnies nie 'n planeet nie. Maar ek bedoel,
die definisie van 'n planeet is ook maar baie omstrede. Jy weet, dit is maar net omdat ek en jy saam besluit oor wat ons definieer as 'n planeet en dan sal nou sekere goed wat ingesluit is en uitgesluit is. Ja. Die ander interessante rede is eintlik dat sy wentelbaan is baie eksentries. So dit beteken dat meeste van die planete om die son het 'n baie sirkelvormige wentelbaan. Dit is nie heeltemal perfek sirkelvormig nie, baie naby aan sirkelvormig. Pluto het 'n baie ovaalvormige wentelbaan, wat hom nou weer baie anders maak as die ander planete. Ook al ons planete wentel in dieselfde platvlak. So as jy kyk na die tafel reg voor jou, dan het jy die son in die middel en jy kan die sirkels om die son trek, die wentelbane van al die planete en almal wentel in daai platvlak van die tafel. En nou kom Pluto verby en hy is gekantel in terme van die tafel. So hy is heeltemal uit die tafel uit daai platvlak uit. En dan is hy nog ovaalvormig. En al hierdie goeters bymekaar getel, dink ons regtig hy was nie deel van die oorspronklike sonnestelsel nie. Ja. Hy is gevang deur die son en nou tegnies hy's daar en ons is lief vir hom, maar hy's nou tegnies nie meer 'n planeet nie. Mense wil nou amper sê soos 'n stiefkind in 'n mate. Ja, dis verskriklik. Mense wil dit nie so stel nie, maar dit is so amper natuurlik mense kan ook 'n groot debat hê oor die grootte van Pluto. Hy's baie klein. As jy ander goeters ook gaan begin planete noem van daai selfde grootte, dan het jy eintlik duisende planete. So nou moet jy kies, gaan jy een planeet afgradeer of gaan jy 1000 ander planete bysit? Ja. So. Ja. Dit bly ook maar soos jy gesê het 'n debatteerbare saak of 'n debatteerbare onderwerp. Net so. Rowan, ons uurglas of ons moet eintlik sê ons halfuurglas het uitgeloop vir hierdie eerste program en daar is nog vrae wat oorgebly het. Ons gaan dan oor so 'n paar weke van nou af. Dit lyk vir ons oor so 4 weke van nou af. Dan kom jy weer al die pad terug hiernatoe hier in die Pretoria FM ateljee. Ja, ek sien uit. Dit gaan vir ons baie aangenaam wees. Ons noem net graag weer vir die luisteraars Dr. Rowan Steyn wat vanaand se vrae beantwoord het, is 'n senior dosent by die Sentrum vir Ruimtenavorsing en dis dan verbonde aan die Noordwes Universiteit. Nou ja, Rowan, dis aan ons storie. Baie dankie dat jy tot hier gekom het en dan praat ons weer met jou oor so 4 weke van nou af as alles goed gaan. Baie dankie Pienaar, dankie vir die geleentheid en lekker aand verder vir ons luisteraars. Vir jou ook 'n baie rustige en 'n ontspanne aand verder en onthou om jou vrae vir ons in te stuur, né? Dit is dan na die e-posadres ekwilweet@pretoriafm.co.za en hiermee is dit groet uit tot volgende Dinsdag aand. Sit agteroor en ontspan saam. Pretoria FM